Hemelse Vader, grote God, dankie. Dankie dat ons saam met Job dit kan uitjubel op hierdie eerste dag van die week. Ek weet, my Verlosser leef. My Verlosser leef. En hy het opgestaan. Hy het nie 'n grafsteen nie. Hy het opgestaan en hy regeer nou aan die regterhand. En op 'n bepaalde tyd kom hy terug om sy koningskap, sy koninkryk hier op aarde volkome en finaal te vestig. Waar hy elke aardse koning en aardse mag wat teen sy wil opgestaan het, sal verbreek. Waar hy deur sy heilige engele die uitverkorenes oor die uithoeke van die wêreld sal versamel. En waar ons op daardie dag met groot vreugde, en groot gejuig en groot blydskap, gewillig die knie sal buig, die tong sal bely, Jesus Christus, koning van alle konings. En tog, Vader, het ons koning gelei. Tog het U volgens U wil hom na die wêreld gestuur en terwyl hy sy goddelike natuur behou het, hom laat mens word. Om vir ons, in ons plek, 'n volkome en 'n volmaakte offer te bring. Daardie offer wat skarlaken en purperrooi sonde wegwas, dat ons word soos wol en soos sneeu. Vader, en ons het geen bydrae daartoe nie. Ons kan van ons kant af niks vir U bied, sodat U verplig voel om ons deel te maak van die ryk van U seën. Ons kan maar net met leë hande kom en kom bedel en kom ervaar hoe U uit vrye genade van U kant af deur die geloof in Jesus Christus ons dit alles deel maak. Vader, dankie vir hierdie gemeente. Dankie vir 'n hegte geloofsband wat ons met mekaar bind. Dankie vir almal wat saam bid in hierdie tyd. Vir almal wat in beproewing verkeer. Vir almal wat swaar kry. U ken die kruis van elke huis. U ken die smart van elke hart. U ken ons beter as wat ons onsself ken. U deurgrond ons harte. U toets ons binneste. U ken ons gesindhede. Ons kan vir U niks wegsteek nie. En daarom kom ons soos 'n oop boek vanoggend voor U Vader. Nie om soos die Fariseërs ons sondes te probeer wegsteek en om skynheilig te wees nie. Maar om soos die tollenaar voor U te staan te kom met al ons sondes verootmoedigend en te vra: Vader, wees my arme sondaar genadig. Want ons het gekom om deur U woord getroos en vermaan te word. U woord is 'n tweesnydende swaard. En wanneer U woord oor die wêreld heen vandag uitgaan, dan weet ons, U gee vir ons die belofte, U woord sal nie onverrigte sake na U toe terugkeer nie. U woord sal uitgaan en U woord sal doen wat U gedoen wil hê. En daarom bid ons, Vader, breek klipharte oop. Breek, stamp klipharte fyn. Vat daardie kliphart uit my uit en gee vir my 'n hart van vlees. 'n Hart van vlees wat pomp liefde vir U en vir my naaste. Wanneer ons nou U woord gaan oopmaak, dan is ons hartseer. Hartseer dat ons sonde ons Messias, ons Verlosser, hierdie verskriklike lyding wat hy moes deurmaak, gekos het. En dat ons deur ons hartseer ook vanoggend vertroos mag word. Dit alles bid, vra, smeek ons in die naam van die koning van alle konings, Jesus Christus. Amen.
Ons gaan saam lees uit God se woord, die evangelie soos Johannes dit aan ons beskryf. Johannes was daar aan die voet van die kruis. Johannes het baie dinge eerstens gehoor en beleef wat Jesus Christus deurgemaak het in sy lyding. En dan lees ons in die eerste 6 verse van hoofstuk 19. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel. En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit en 'n purperkleed om hom gewerp. En gesê, wees gegroet koning van die Jode. En hulle het hom in sy aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir julle uit, buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie. En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. En toe die hoofpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Net hierdie een gedagte by jou los vanoggend uit vers 2. En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en het op sy hoof gesit en 'n purperkleed om hom gewerp. En toe hy uitkom op pad na Golgotha, toe staan daar in vers 5, Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed het hy steeds gedra. En Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. Geliefde gemeente van Jesus Christus, in aanloop tot die kruisiging gebeur daar ontsaglik baie in 'n bitterkort tydjie. Die wreedste van wrede lyding en niks van hierdie klein detail wat ons in God se woord lees is toevallig nie. Alles word vir ons kristalhelder, soos 'n prentjie beskryf. Wat gebeur voor Jesus op pad is na Golgotha? Jesus het pas voor Pilatus verskyn, hy het hom oorgegee om gegesel te word, staan daar in vers 1. Nou hierdie woord gesel, hierdie woord gesel het te doen met 'n Romeinse martelingsmetode. Die item wat vir geselwerk gebruik is, was 'n langerige hout staf met 'n handvatsel, en aan hierdie hout was 'n klomp sweeprieme vasgemaak, en aan die punte van die sweeprieme is daar stukkies yster en brons en selfs in sekere gevalle skerp stukkies been vasgemaak. En dan is die een wat gegesel moes word, is met hierdie sweeprieme geslaan, sodat daardie yster en daardie been en daardie stukkies brons basies in die liggaam ingaan. Alles stikkend maak wat voor hom kom, op sy rug. Soveel so dat daar in baie van die geskiedskrywings gestaan het, dat van hierdie mense voor hulle kruisiging so gegesel is, dat van hulle slagare raak geslaan is. Dat van hulle interne organe naderhand ontbloot is, buite hulle lywe gehang het. En waar die Joodse gebruik was 40 houe en dan stop jy, was die Romeinse gebruik gewees, jy slaan totdat jou arm moeg word. Jy slaan totdat jou arm moeg word. En op 3 plekke in die Ou Testament word vers 1 van Johannes 19 nou vir ons geprofeteer. Pilatus het vir Jesus oorgegee aan hierdie geseling. Jesaja 53 vers 3 sê, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Dalk het jy al baie hierdie vers gehoor, maar nou verstaan jy dit in 'n nuwe lig. Hy is letterlik deurboor, met stukke yster, brons en been. Jesaja 50 vers 6, sê Jesaja 700 jaar voor hierdie gebeur, sê hy, ek het my rug gegee vir die wat my slaan. Profeteer hy. In Klaagliedere 3 vers 1 staan daar, ek is die man wat ellende belewe het, die Here, die Vader het my met sy toorn geslaan.
Psalm 129 vers 3. Ploers het op my rug kom ploeg. Hulle het hulle vore op my kom trek. Nou vir iemand wat al gesien het hoe loop 'n ploeg, hy loop redelik diep in die grond en hy keer alles om. Psalm 129 profeteer van die lydende Christus, dat daardie geselhoue op sy rug sal wees, soos 'n ploeg wat in 'n land ingaan. Dit word aan ons so prentjie helder in die Ou Testament verkondig, dat Paulus vir die gemeente in Galasië sê, Jesus Christus is vir julle aan julle vanoggend so duidelik verkondig, dat julle hom as dit ware aan die kruis kon sien hang. Hoe sy vlees verskeur is, deur sweephoue, deur wonde, deur bloed. Ons onthou hoe hy vir sy disippels gesê het, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met my liggaam. Dis my liggaam wat vir julle verbreek word. As jy daardie stukkie brood by die nagmaal sien, wat gebreek word, dink daaraan. Maar daar is iets in Jesus se lyding, die breek in sy liggaam, wat geweldig baie betekenis dra. Waaroor ons die vermoë begin ontwikkel het om baie vinnig oor te lees, sonder om diep daarna te dink. Sy liggaam word letterlik gebreek van sy kop tot by sy voete. En Jesaja 53 gee vir ons die idee dat hy in hierdie lyding so vermink is, dat hy onherkenbaar geword het. Vir die wie Jesus geken het en geweet het hoe hy lyk, as hy op sy pad na Golgotha toe geloop het, sê Jesaja 53, al het jy hom geken as jy verby hom geloop het, sê jy hom nie herken het nie. So is hy geslaan. So is hy bespoeg, beginnende by sy kop, vers 2. En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en het op sy hoof gesit en 'n purperkleed om hom gewerp. Persoon wat ter dood veroordeel is in daardie tyd, sy klere is van hom al weggeneem, hy skaal uitgetrek. En ons sien dit, dat Psalm 22 vers 19, dit profeteer daar aan die voet van die kruis. Wat gebeur met Jesus se klere? Die soldate verdeel dit. Hulle trek loetjies oor sy klere en hulle verdeel dit. Maar in ruil vir sy kleed gee hulle vir hom 'n purperkleed. Hoekom? 'n Purperkleed. En hulle sit vir hom, Matteus sê iets van hierdie detail by, hulle sit vir hom 'n riet in sy regterhand om mee te loop. Purper, al was dit die kleed van 'n koning in daardie tyd, of die kleur van 'n koning in daardie tyd, is dit treffende simboliek met betrekking tot ons sonde. Jesaja 1 vers 18 sê God, kom laat ons nou die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, sal wit word soos sneeu. Al was julle sonde so rooi soos purper, dit sal word soos wol. Alrede waarom die Vader wil hê, dit wil sê, wat hy hier sê in Jesaja 1, dat jou sonde voor hom soos purper was, die kleed wat Jesus Christus aangetrek het. Maar dat jy nou gewit word het soos wol, is dat die grond van die sondevergifnis is, dat sy seun purper op hom geneem het, op pad na die kruis toe, sodat jy kan wit word, soos sneeu. Maar hulle het ook 'n riet in sy regterhand gesit. Hier loop die koning van alle konings, 'n verdere bespotting van sy koningskap, want die Romeine het verskriklik daarvan gehou om te hoor, as hulle gehoor het iemand sê hy's 'n koning, om 'n spottende kroningsseremonie te hou. En dis wat hier gebeur. Hulle spot met hom. Hulle sit vir hom 'n riet in die hand. Wat het 'n koning in daardie tyd in sy regterhand gedra? Scepter of 'n swaard. 'n ding wat wys ek het mag. Vir Christus gee hulle 'n riet. 'n Riet in die woord van God is 'n simbool van swakheid. 'n Riet is hol. 'n Riet kan vinnig deur die wind geknak word. Jesus sê dit in Matteus 11 vers 7. 'n Riet word deur die wind beweeg. Hy gaan hierdie kant toe en hy gaan daardie kant toe. Jy kan jouself indink wat die soldate hom toegesnou het. Hulle val, sê die Matteus evangelie vir ons, hulle val komstig in aanbidding voor hom neer. Wees gegroet, koning van die Jode.
En as hulle opstaan, wat het destyds gebeur? Jy het voor 'n koning gaan buig, en as jy opstaan, dan die koning nader gekom, en hy het jou omhels, en hy het vir jou 'n soen gegee. Wat gebeur met die koning van alle konings? Hulle buig voor hom neer, hulle spot hom, en as hulle opstaan, dan slaan hulle hom in die gesig. Onherkenbaar. Slaan hulle hom uitmekaar. Maar die soldate, al het hulle self so verlekker in sy lyding. Markus sê vir ons dat dit 'n gebruik uit die woord spyra van soldate was. 'n Spyra soldate het bestaan uit ongeveer 600 soldate. Ons het altyd hierdie gedagte in ons kop, dit was 2 of 3 soldaatjies wat daar langs Jesus geloop het. 600 soldate verlekker hulle self in hierdie man se pyn en ellende. Wat met Jesus Christus doen, wat hulle met hom doen, is baie wat die Filistyne met Samson gedoen het. Hulle het elke geleentheid gevat wat hulle kon kry om hom te slaan, om hom te skop, om hom te spoeg. Maar die kroon van sy bespotting, van sy vernedering hier op aarde, kom letterlik in die vorm van 'n kroon. Hulle sit 'n doringkroon op sy kop. Letterlik staan daar in die Griekse taal, hulle daardie doringkroon het hulle binne in sy kopvel ingedruk. Baie skrifverklaarders meen dat dit die sogenaamde Spina Christi plant was, of in Afrikaans vertaal is dit met die Christus doringplant, wat gebruik is om hierdie doringkroon mee te vleg, wat hulle op Christus se kop gesit het. Ek het vanoggend, voordat ons voor 'n kerk toe gery het, die Christus doringplant wat in my tuin groei, so 'n stuk van dit afgebreek en daar agter op die tafel gesit. Is welkom om na die tyd te gaan kyk. Dit is in dieselfde familie, lyk nie presies 100% dieselfde nie, maar is in dieselfde familieplante. En daarom word hy genoem die Christus doring. Hierdie verskriklike plant met sy lang dorings op sy stam word gebruik om Christus se voorkop en sy kopvel te deurboor. En ewe skielik begin die bloed loop. Soos hy in Getsemane gebid het, Lukas 22, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Besef tog die diepte van God se woord, geliefde broer en suster. Daar gebeur iets by die sondeval wat maak dat Jesus Christus nie sonder 'n doringkroon aan die kruis op Golgotha kan sterf. Die doringkroon en die kruis is onlosmaaklik van mekaar as gevolg van die sondeval. Hoekom? Gaan lees mooi in Genesis 3. Voor die sondeval was daar nie so ding soos 'n doring nie. Daar was nie 'n enkele doring in die tuin van Eden. Ons lees dit in Genesis 3 vers 17 tot 19. En aan die mense het hy gesê: omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, met ander woorde, jy was ongehoorsaam teenoor my, jy het sonde gedoen teenoor my. Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. En lees verder wat staan daar nou. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring. En jy sal die plante van die veld eet, en die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want uit die aarde is jy geneem. Stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Jy het ooit daar gedink, as die sondeval nie plaasgevind het nie, was daar nie dorings om 'n doringkroon mee te vleg nie. Dorings is 'n direkte simbool of teken of gevolg van die sonde. Dis simboliek. En elkeen van ons dra hierdie dorings in ons lewe saam. En dorings is 'n teken van 3 dinge uit Genesis. Ek het dit daar in vet gedrukte letters gesit. Eerstens is dorings simboliek van sonde, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou. Sonde, jy was ongehoorsaam.
Ook die tweede ding met moeite, met ander woorde, sorge. En die derde ding, in die sweet van jou aangesig. Sonde, sorge en sweet. Vir die soldate was dit blote gespot. Maar hulle deur hulle gespot die wil van God volbring in terme van die feit dat sy seun die doringkroon van ons sonde, ons sorge en ons sweet op hom moes neem. Daar's nie mooier simboliek as dit. Wat is mooier simboliek as dit, die oomblik toe hulle die Christus doring op Jesus Christus se kop neersit. Hy het die vloek van die sondeval deur die doringkroon op hom geneem. Galasiërs 3 vers 13 sê dit, Christus het ons losgekoop van die vloek, van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. En die feit dat hierdie dorings in die vorm van 'n kroon na Jesus Christus toe kom, beteken God is reeds al deur die skeef gedraaide handelinge van die Romeinse soldate besig om sy seun te kroon. Met gesag, met heerskappy, met krag van 'n koning. So die feit dat Christus hierdie doringkroon op sy kop toelaat, verkondig vanoggend aan jou. Hy is koning oor jou sonde, volgens Genesis 3. Hy is koning oor jou sorge, en hy is koning oor jou sweet. Hoe is hy koning oor jou sonde? Met ander woorde, hy regeer oor jou sonde. Dink vir 'n oomblik daaroor. Hoe baie keer wil ander mense nie oor jou sondes regeer nie. Jy sal altyd mense kry in jou lewe wat jou wil herinner aan jou sondes. Wat jou uit die verlede wil attent maak op die feit dat jy op 'n sekere tyd in jou lewe verskriklik gesondig het. Wat jou as 'n slaaf wil bind van die sonde. Die duiwel se taktiek. Die duiwel wil hê jy moet met hierdie gevoel van skuldigheid saamleef. Die duiwel wil hê jy moet in jou verlossing begin twyfel. En dis wat hy doen. Sodat jy verby die doringkroon van Christus moet kyk. Maar die doringkroon op Christus se kop sê vanoggend vir jou, ek regeer oor jou sonde. Hoor dit mooi, niemand anders nie, geen mens nie. Ek regeer oor jou sonde. En ek het daardie doringkroon op my kop geneem, om die vir jou vanoggend te kom sê, jou sonde is vergewe. Jesaja, ek wil aan jou sonde nie meer dink nie. 1 Petrus 2 vers 24 sê dit mooi, hy het selfs ons sondes in sy liggaam gedra aan die kruis. Met ander woorde, hy het nie net ons sonde op hom geneem nie, hy het ons sonde binne in sy liggaam gedra, toe daardie dorings binne in sy liggaam insteek. Maar ook is hy koning van jou sorge. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Dis die produk van die sondeval. Dorings. Maar hy's daardeur, omdat hy die doringkroon opneem, is hy ook koning oor jou sorge. Genesis 3 praat van moeite. Ons swaar kry ons lyding. Hy's koning oor daardie dinge wat jou siel seermaak. Hy's koning oor daardie dinge wat jou hart breek. Lukas 21:34 sê, waarsku ons. Pas op dat julle harte nie beswaar word deur die sorge van die lewe nie. Moenie perspektief verloor nie, want die doringkroon getuig in jou lewe. 1 Petrus 5 vers 7, werp al jou bekommernis op hom, want hy sal vir jou sorg. En dan, geliefde kind van God, is hy ook koning oor jou sweet. Genesis 3 sê, na die sondeval, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet. Met ander woorde, ons sal dit nie maklik hê nie. Dis niks soos hemel op aarde nie. Die oomblik toe die dorings op die aarde begin groei, toe kom die sweet. En hierdie sweet beteken letterlik die dinge wat in jou lewe wat jou laat sweet. Angstigheid, paniek, bangheid, onsekerheid, daardie goed wat jou in die nag laat wakker lê. Hierdie sweet
is die simboliek van dinge wat daardie gevoel binne in jou van dinge raak nou buite beheer. Ek het nie meer beheer nie. Maar dan kom die troos van die doringkroon vanoggend in jou lewe in. Jesus Christus is ook koning oor jou sweet. Ook oor jou daaglikse sweet, oor jou arbeid, oor jou werk. Psalm 138 vers 8 sê, die Here sal alles vir my ten goeie laat afloop, letterlik vertaal. Hy sal dit wat sweet in jou lewe veroorsaak, selfs daardie ding, sal hy op die einde van die dag vir jou in jou lewe ten beste laat uitwerk. Sonde regeer nie meer jou lewe nie. Sorge regeer nie meer jou lewe nie. Sweet regeer nie meer jou lewe nie. Omdat jou verlosser die kroon van dorings op sy kop toegelaat het, op pad na die kruis op Golgotha. Die dorings in my lewe is daar nog, en daar is baie van hulle. Maar is asof hulle nie meer seer maak. Ons kry daardie beeld van 'n kind wat na 'n ouer toe hardloop, wat dalk in 'n doring getrap het, of 'n doring deur die vinger gekry het. Die verskriklike trane. Daardie trane is kom wegvat deur die dorings wat hy op hom geneem het. Net voor hy met sy doringkroon op sy kop op pad is na Golgotha toe. Deur jou sorge, jou sonde en jou sweet op hom te neem. Sê Pilatus, een laaste ding voor Christus na die kruis toe gaan. Daar is die mens. Dis asof Pilatus hier op Christus se menslike natuur fokus. Sy lyding hier wil beklemtoon. Hierdie is die mens, verwysende na die tweede Adam. Waar die eerste Adam se sonde die gevolg van dorings in die lewe teweeggebring het, kom die tweede Adam met die doringkroon en hy kom verwyder die dorings. Die eerste Adam staan daar in 1 Korintiërs 15:22, want soos almal in Adam gesterwe het, so sal almal ook in die tweede Adam, Jesus Christus, lewend gemaak word. Daar is die mens. Is jy bekommerd oor die effek van die dorings in jou lewe? Hoor hoe mooi troos Christus vir Paulus oor die doring in sy lewe. 2 Korintiërs 12 vers 7, kom Paulus met die dorings in sy lewe na Christus toe. Daar is vir my 'n doring in die vlees gegee. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat dit van my sou wyk. En hy het vir my gesê, ek gaan nie die dorings uit jou lewe wegneem nie, maar ek gee vir jou een ding. My genade is vir jou genoeg. Want my krag word in jou swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus binne in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakheid, in mishandeling, in nood, in vervolging, in benoudheid om Christus wil, en onthou hierdie, want as ek swak is, as die dorings in my lewe seersteek, as ek swak is, kyk ek na die doringkroon, en dan is ek sterk. Kyk jy vanoggend na die dorings in jou lewe, jou sonde, jou sorge en jou sweet, soos Genesis 3 dit uitspel, dan maak dit seer. Maar die doringkroon wys vir jou dat jou perspektief vanoggend moet skuif. Want jy het 'n koning wat daardie kroon op sy hoof gesit het en wat oor daardie dinge in jou lewe regeer. As Jesus daar vermink, onherkenbaar uitmekaar geslaan, gegeesel, daar met die purperkleed en die riet in sy hand loop, en die doringkroon, die bloed van sy gesig laat afstroom, op pad na die kruis toe, dan hoor jy Pilatus se woorde. Daar is die mens. En daarom sê Martin Luther hierdie pragtige woorde van Jesus Christus. En mag jy dit ook saam met hom sê. Ek is u sonde. Ek is u vloek. Ek is u dood en ek is u oordeel by God. Ek is u hel.
En in ruil daarvoor is U my geregtigheid, my seën, my lewe, my genade by God, my ewige lewe. Na sy menslike natuur gaan hy met die doringkroon op sy kop na Golgotha. Maar as dieselfde Johannes jare later op Patmos in die hemel inkyk, dan sien hy in Openbaring 14 vers 14 'n totaal ander prentjie. Hy sê ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk en een soos 'n menseseun wat op die wolk sit met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. Omdat hy die doringkroon en die riet verruil het vir die goue kroon en die sekel as hy weer kom. Gaan jy in sy kroningsseremonie deel, of jy dit wil weet of nie? 1 Petrus 5 vers 4 sê as hy weer kom en wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. As die sonde, die sorge en die sweet van die sondeval vandag die oorhand in jou lewe gekry het, kyk weer na Jesus Christus. Sien die doringkroon op sy kop en weet, hy is koning oor jou sonde, jou sorge en jou sweet. Amen. Abba Vader, ons weet nie om vir U dankie te sê nie. Daar's soveel dankbaarheid in ons harte, maar hoe kan ons dit reg verwoord? Hoe kan ons werklik waar die lof aan U toebring wat U verdien? Dat U vir ons gedoen het, wat ons vandag gehoor het. Dat U in ons plek, U eie seun, U eniggebore seun, laat vermink het. Onherkenbaar vermink het. Dat daardie doringkroon se dorings deur sy kopvel gedring het. En dat die bloed van sy gesig begin afloop het. Sodat hy daardeur ook vir ons kan kommunikeer. Moenie bekommerd wees oor jou sonde nie. Dis klaar vergewe. Moenie bekommerd wees oor jou sorge nie. Ek sal vir jou sorg. Moenie bekommerd wees oor jou sweet nie. Mag ons hierdie boodskap met ons saamdra. Mag ons dit aan die wêreld gaan verkondig wat troosteloos is en wat die koning van alle konings nie ken nie. Mag ons aan die wêreld verkondig. Ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus Christus en hom as die gekruisigde met die doringkroon op sy kop.